Ja, Sakkie, ek dink dit was seker die trip waar ek die meeste vis in my lewe gevang het. Ons het al vir weke langs die rivier en langs die dam gaan kamp. Maar niks kon mense voorberei het vir hierdie nie. Ek het die tweede dag op 45 meter altoestoppe begin en dit vir my van die go gewerk en na eerste 4 ure sessie en ek het baie vis gevang. En dan het jy nog twee hengelaars in jou sone wat regtig goed hengel. Ek meen daai pressure het jy is geïrriteerd. Jy is nie lus vir dit nie en dan nog daai pressure maak 'n mens dat 'n mens nou nog meer foute maak of nog langer vat om net 'n eenvoudige knop te kry. Gideon, ek gaan vir jou gee. Wil jy nie vir ons 'n bietjie deur hardloop? Kom ek gaan inzoom tot hier op die brug dan. Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the original podcast. Ons het soos oude gewoonte, maak ons maar 'n punt daarvan om met die grootste en die mees indrukwekkendste hengelaars in Suid-Afrika 'n podcast te doen en vanaand is geen verandering nie, maar voordat ons die gas verwelkom, welkom terug by die original podcast. Dankie Sakkie, ja, dit's moers lekker en ek self sien uit want ek wil ook hoor hoe hierdie goed gebeur. So ek sien regtig uit daarna. As die mense sien my agtergrond en goed lyk bietjie anderster. Ons is so bietjie met vakansie. Ons is hier in die Natalse Middellande. By 'n plek Hoërspring Waters, regtig waar 'n vreeslike smart plek. Lekker gekuier die week en môreoggend 3:30 vat ons die pad en wil ons terugkom by die huis, net goed aflaai, die ander kar vat. Dan gaan ons vir Grietjie haak. Grietjie kry en dan gaan ons bietjie AAV toe, soos die naweek weer bootkompetisie. Sien uit daarna. Kan nie wag om te gaan kyk wat gaan daar gebeur nie, of ons daar 'n paar groot visse kan kry nie. So ja, vooruitsigte is goed. Ja, wel, ek hoop julle gaan dalk die naweek 'n kans staan om ons gas se sak te wen kilos gewys, maar ek twyfel dat julle sy sak gaan beat quantity gewys. Maar voordat ons verder gaan, 'n bekende gesig op die podcast. Welkom terug Gideon. Jy was al 'n paar keer op die podcast, maar vanaand is dit nou, ek wil sê amper 'n bietjie meer spesiaal as tevore. Dankie Sakkie, dankie Barry. Lekker om terug te wees. Ek moet sê ek het gedink dit gaan weer 'n rukkie wees voor ek op die podcast is. Maar ja, seker nou maar my skuld dat ek weer hier sit. So Barry sê dit lyk snaaks agter in die agtergrond by hom. Dit lyk seker snaaks vir my ook. Ek was vir 'n rukkie nie by die huis nie. So dit lyk vir my amper vreemd om in my huis te sit. Maar ja, lekker om terug by uit te wees. Wel ek dink dit is nou sonder enige twyfel is jy die gas wat nou al die meeste op die podcast was. Ek het nou al count verloor want jy was die heel eerste gas en nou ek dink dis seker nou al nommer 4 of 5 as ek dit nie mis het nie. Ja, dit moet daar rond wees. Ek is sover die laaste ook. Ja, jy moet ook onthou Sakkie dat in Gideon se geval is dit elke keer as hy goed doen is op die podcast. So hy het nog net so 5 keer goed gedoen in die laaste jaar en 'n bietjie. So maar gelukkig het hy hierdie keer waarlik goed gedoen. Hy het nie net 'n bietjie goed gedoen nie, hy het regtig goed gedoen. Ja. Maar nee, ja, voordat ons verder gaan, ons moet dalk vir die mense net 'n bietjie konteks gee want ek bedoel op die einde van die dag ons weet hoekom Gideon nie is. Maar 'n klomp van die luisteraars het dit dalk nie iewers op Facebook raak gesien nie. Ek dink nie dit is moontlik nie want Gideon se gesig was my hele Facebook vol gewees vir 2 weke lank nou al. Ons het op verlede week se episode wat nou vandag, terwyl ons record hierdie nou Woensdag, so die episode wat nou vandag live gaan het met Neville. Daar het ons in die begin van die episode het ons gepraat van die SA's en hoe goed Gideon hulle gedoen het by die SA's en ons het gesê ja, hy het soveel vis gevang in die 3 dae en dit is nou regtig fenomenaal en toe gaan hy minis toe en toe wys hy net vir ons uiteindelik maar rondgeneek vir die SA's. Gideon, wil jy nie vir ons 'n bietjie 'n breakdown gee van wat daai jou Bloemhof trippie was 'n besonderse trippie geweest? Wil jy nie vir ons 'n bietjie terugvoering gee van wat daar gebeur het nie? Ja, Sakkie, ek dink dit was seker die trip waar ek die meeste vis in my lewe gevang het. Ons het al vir weke langs die rivier en langs die dam gaan kamp. Maar niks kon mense voorberei het vir hierdie nie. Ons het 2 oefendae gehad, 3 hengeldae, 'n rustdag en weer 2 nasionale proewe daar. So ons het basically
vir 7 dae gehengel met 'n rusdag so half 3/4 deur die kompetisie deur. Maar ja, ons het van die begin af geweet ons gaan baie vis vang. So ja, maar soos ek sê, mense het jouself probeer mentally voorberei, maar ja, ek dink die mens kan nie. Mens maar op dag en vis vang. So ons provinsie het besluit ons gaan hard oefen op die eerste oefendag en probeer die dinge uitfigure en probeer net kyk hoeveel vis moet 'n mens vang om in die runnings te wees. So op die eerste oefendag het ons nog hard geoefen ook. Ons het 'n goeie 8 ure sessie ingesit en die eerste oefendag het ek oor 150 vis gevang. Op die tweede oefendag het ons gesê ons gaan vir 5 ure lank oefen omdat ons nou klaar 'n goeie idee het wat aangaan, maar net om nou verder daai muscle memory te oefen. En toe het ek ook oor 100 vis, ek dink 105 vis op die tweede oefendag gevang. So ons het hard geoefen ook. SA's het gekom, eerste SA dag het ek 177 vis gevang. Eerste in die sone. Tweede SA dag het ek dink 145 vis gevang, was ook eerste in die sone. Die derde SA dag, die laaste SA dag het ek 185 vis gevang, ek was ook eerste in die sone. So ek het 3 eerstes gehad. Chris Smit van Noord-Gauteng het ook 3 eerstes gehad en hy het my geklop met aantal vis uit. Hy die tweede dag en die derde dag heel wat meer vis as ek gevang. So ek dink oor die toernooi het hy so 33 vis meer as ek gevang. Daarom nie te bad nie. As dit 1 of 2 vis was, dan voel dit half of 1 al 33 vis is daarom 'n decent amount meer. Ja, 'n goeie halfuur se engel. Ja, maar ons moet definitief 'n nota daarvan maak dat laat ons moet om in die hande kry. Om regtig in die hande kry dat ons hom nie op kan kry. Ek sal definitief dit doen. Vir die luisteraars by die huis, ons het laas jaar het ons met Darren Hendricks se episode gedoen en hy het die SA's gewen, so ons sal hierdie jaar soms hy dit maar net weer vat. Ek sal sy nommer vir aanstuur. So ja, ek het daarmee swaarste sak oor die SA's gevang. Is nie seker nie, maar dit was elke dag omtrent so give or take 50 kg se vis. So ek dink oor die 3 SA dae was dit so 140-150 kg se vis. So ek het daarmee swaarste sak gevang. Die rustdag het ons maar gebruik om ons goed uit te sorteer en skoon te maak vir die nasionale proewe. Dit was ook maar 'n besige dag. En dan die eerste dag van die nasionale proewe het ek 205 vis gevang. So ek dink 60-65 kg. Daar was ek tweede in die sone. Chris Noordman het ons sone daar redelik ver geklop. Hy het ons ook so gewen met so 20-30 vis. Moet sê ons het ook 'n baie moeilike sone gehad. So die sone vir die tweede nasionale proewe daar dieselfde gebly. So ja, hy het ons goed geklop die eerste dag. Elsie was ook in ons sone. En dan Rian Venter, so ons het 'n paar Proteas in ons sone gehad en dan 'n paar hengelaars wat goed in vorm is, maar nog nie hulle Protea klere het nie, wat regtig nou hard werk daarvoor. Maar ja, die tweede dag het ek net besluit ek gaan maar my alles gee. Toe het ek nog so 'n bietjie oorgehad in die tank en ek het net my planne het net bymekaar gekom. Elke dag leer 'n mens vir jouself bietjie nuwe triks om vinniger te word. En daai laaste dag het ek alles net reg gekry om vlot te loop en ek het 298 weegvis gevang vir 85 kg. Okay. Ja, skus julle, so ek het so 'n bietjie technical difficulties gehad hierdie kant. My mikrofoon is so in die proses om die gees te gee. Maar ek dink ons het dit nou weer uitgesorteer. So skus Gideon, ek kon jou vir daai laaste paar sekondes nie gehoor het nie, maar jy kan maar weer go. As hy sê, geen probleem. So ja, ek het die laaste dag het ek redelik nog met 'n goeie gemoed by die dam opgedaag met die wete dat dit die laaste dag gaan wees. Ek dink dat dit my daai bietjie ekstra energie gegee het en my vrou was ook daarom daar. Bietjie vir motivering. So die laaste dag het ek my beste dag gehad. Die laaste dag het ek 298 vis vir so 85 kg gevang. En daar het ek die sone redelik ver gewen. Ek dink jou tweede in die sone het 235 vis gehad. So ek het hom so met 50 na 60 vis geklop. So jy kon eintlik maar 'n bietjie rustiger gewees het. Ons het 'n baie moeilike sone gehad, so ek sê. Ons het vir Elsie en vir Chris Noordman gehad en vir Jan Venter. 2 Proteas en dan Chris Noordman glo ek werk hard om sy Protea klere te kry. Is baie goeie hengelaar en hy's ook baie goed in Bloemhof en baie goed met die kort game. So hy het my regtig op my tone gehou. Maar ja, na die tyd toe praat ons het 5 dae letterlik in mekaar se sone gesit. So dit was lekker, maar dit is maar challenging ook as jy so sterk hengelaar in die sone het. Die ding is as jy soveel vis vang, jy weet nie of jy 10 vis voor is of 50 vis agter is nie. Dis daai ding van jy het geen idee nie. So alhoewel jy
alhoewel jy die sone gewalk het, is onmoontlik om op daai hoeveelheid vis te weet hoe ver voor jy is. So jy soos jy sê, jy gee daai 100% tot daai hoeterblaas. Ja, want gelukkig het hy al 2 sessies reg langs my gesit. Chris wat ook so goed gedoen het, so ek kon hom as 'n tape measure gebruik het, dophou ja, so ek kon daar met hom goed measure. Maar met die eerste dag van die nasionale proewe het hy die eerste dag so bietjie teruggesit, so bietjie in 'n baadjie gesit, so ek kon hom nie mooi gesien het nie. En hy het 'n baie goeie oggendsessie gehad, het ek die middag by Elsie gehoor. So dit is wat dit moeiliker gemaak het die eerste dag, maar dit was my lekkerder die tweede dag dat hy al 2 sessies langs my gesit het, dat 'n mens nou maar weet waar jy staan en weet hoe hard 'n mens moet werk. Ek wil weet net daarna uit geraak wat my bietjie stom geslaan het, toe ek my pa nou hier gesels het. Dis iets wat ek nou geweet het, maar dis iets waaraan ek nie gedink het nie. Is die feit dat met die mini-proewe jy ook nog skuif. Ja. So jy hengel 4 ure, dis 4 ure, né? Ja. Dis 4 ure, dan skuif jy het wat 45 minute om te skuif. Vir half uur, 45 minutes. 45 minute. 45 minutes om te skuif, dan gaan sit jy op 'n ander pen. Ja. So dis nie dat jy die oggend kan begin, jy het 'n kolletjie waar jy hengel en jy kry daai kolletjie in die gang en jy bly op daai kolletjie nie. Jy moet skuif na 4 ure, dan moet jy daai kolletjie weer van voor af begin. En nou vang jy 298 vis en jy moet jou kit oppak, skuif, weer afpak en ja, ek weet dis hoe die minis werk. Ek het net nie daaraan gedink nie. Dis soveel energie wat daai nou nog ekstra vat. Ja. En jy kom op 'n plek waar jy nie voorheen gehengel het nie. Dink jy hierdie vorige ou se kol raak gegooi? Nee. Ek het actually kort begin op my tweede sessie. Ek het actually die hele toernooi deur 1 stok op 45 hengel. En op die eerste dag van die nasionale proewe toe kom ek agter, as jy 2 stok op 45 meter hengel, werk dit net soveel beter. Daai kol gaan nie dood nie en daai kol kom net baie meer in die gou. So toe ek die tweede dag op 45 meter al 2 stokke begin en het vir my van die go af gewerk en na eerste 4 ure sessie en ek het baie vis gevang. Die tweede 4 ure sessie toe het ek my 2 stokke op 45 gegooi, eerste visie gevang en toe gaan haak hy vas. So stap ek so 20-25 tree meter in die dam en soos ek net so 'n bietjie net so broekdiepte in die dam. Toe kom ek agter ons sit in redelike vlakker water, al so 'n grasbank wat ook so in die reg so 3 penne regs van ons uitgesteek het. So is definitief in vlakker water gewees. Waar in die ander gedeeltes van die dam, as ons het gemeet, as jy so 25 tree meter instap, dan is jy so diep in die dam. So ons het dadelik, of ek het dadelik geweet, ons is in baie vlakker water. En toe het ek die kol gemaak, ek het so op my 45 meter merk ek kom so ver met 'n swart koutjie merk, as hy uittak, dat ek hom net weer kan terughaak. Toe het ek daai 45 meter merk gesit, dat hy so, kom ons sê, ek het basically 10 meter geskuif omtrent, al twee my stokke. So maar met gevoel geskuif, gegooi en gehoop is daar, en toe het ek gesien, hy is nog so 'n bietjie kort, ek het ons geskuif, toe hy net by my stok se punt uit is, en toe sien ek, die vis is nog nie lekker, klein visies, en toe skuif ek hom nog so 5 meter, en toe is ek dadelik in die vis gewees, dadelik in die weegkarpies gewees. So basically, moes 'n mens hengel net agter daai skoolklein visies, mens moet net daai diepte vind, waar as jy daai karpies vang, as jy in die regte water, of dis wat ek geglo het, want in die ander water, of die vlakker water, vang jy maddies, kirpertjies, grasies en karpies, maar jou persentasie non-wers is baie groter. Die oomblik as jy in daai water is, wat jy daai 180 gram karpies vang, dan weet jy is in die regte water, want dis waar, kom ons sê 90% van jou vis is daai karpies. So ja, ek die oggend het ek 1 kol gehengel, maar jy moet daai changes baie vinnig maak. Ek het dit besef op die SA daar. Jy moet nie bang wees om in Bloemhof te skuif nie, maar jy moet nie oor 'n halfuur skuif nie, jy moet nou skuif. As jy voel jy moet skuif, moet jy eintlik al geskuif het. Ek is net verbaas met die hoeveelheid vis. Ek weet nie hoe 'n mens, ek dink dit sal fenomenaal gewees om dit te kon gesien het. Om dit net te kon sien hoe julle dit doen. Iemand wat Gideon sê nou, hy het 'n video wat Todet geneem het. Is dit nie iets wat ons sal kan insny nie, Gideon? Ja, ek sal like as ek dit kan insit. Daai video is so 4,5 minute lank, en daai 4,5 video het ek 5 of 6 vis gevang. So dit wys jou, dit gee jou idee. Dit sal fenomenaal wees, dan kan 'n mens eintlik net sien, want as jy gaan kyk, nou, het jy al uitgewerk, hoeveel vis vang jy dan per minuut, of hoeveel vis vang jy per uur on average? Die ouens op die comments op Facebook het gesê dis omtrent 'n
'n weegvis in elke 1,5 minuut. Ja, So, as jy nou die 96 sekondes. ja, As jy so my as jy nou uitwerk, die sit non-weier- elke 96 sekondes sit 'n weegvis in die net. Ja, so as jy nou die non-wires uitvat en die vis wat jy mis uitvat en jy vang so 2 of 3 ander soort skilvisse ook nog tussen. As jy dit alles nou uitvat, moet jy omtrent elke minuut 'n vis in die water sit. En die challenge jy vang wel 'n paar dubbels, maar ek bedoel 'n paar dubbels gaan jou nie help. Dit is nee, dit het gehelp hoor. Dis wat ek nou wou sê. So op daai tweede sessie toe moes ek my net dieper in die water sit omdat dit so vlak is. So dan vat dit jou lank om te jy sal sien by video, lank om tot by die net te loop en lank om terug te loop. Maar omdat ek ook bietjie dieper hengel, vat dit langer om my vis in te katrol. En so vang jy meer dubbels hoor. Ek het op daai kom ons sê op die laaste dag het ek omtrent 40 dubbels gevang. ook want dis terwyl jy nou obviously met hierdie vis speel, dan byt jou ander stok nou al 2 keer. So jy gee jouself net daai ekstra tyd om Ons het met Neville gesels rondom hierdie dubbel storie ding. Toe ons nou geweet het jy het soveel vis gevang en toe het ons dit nou so gesê dat my pa het vir ons vertel van hoe hulle dit gedoen waar hulle 2 byt, jy wag vir daai tweede byt voordat jy enigsins kap. Op die SA's het ek self nie so baie dubbels gevang nie. Kom ons sê tussen 5 en 10 waar al 2 visse nou tel. Baie keer vang jy dubbel, maar dan is jou tweede vis net so groot. Ja. Maar wat ons gesien het wat gebeur het, daai vis byt so aggressief dat hy jou aas bly nie op jou kol nie. Dis daai klein karpie, daai 200 gram karpie val en hy swem met hom. Trek hom stokstyf en drop in die water. En wat baie gebeur is dat soos ek en Herman dik sit nou op 'n pen gehang het, dan is ons nou besig met die ander stokke en byt ons 2 binneste stokke. Dan swem daai visse so deur mekaar, dis nie snaaks nie. So dit wys jou hoe daai vis al binne rond swem. Het jy uitgewerk hoeveel vis het jy gevang oor die 7 dae? In totaal? Nee, net op die SA's en die nasionale proef het ek 1018 weegvis gevang. 1018 en dan het jy nou nog 105 en 150 gevang in die oefen. Ja, maar as jy daai 1018 vat sakkie, dis 200 'n dag. Want dis 1018 in 5 dae. So is letterlik net so oor 1000 'n dag. Net so oor 200 'n dag. En dit is fenomenaal. Dis nou goed en wel, een dag was nou daai 100 ekstra. Ja. Maar ek bedoel, selfs freaking 145 vis, daar's freaking min ouens wat dit in hulle lewe al gevang het op 'n dag. Is daar 'n manier hoe ons dit kan check vir 'n rekord in die minis? Ek is seker van rekord hoe dit kan deurgaan. Dis ongetwyfeld is dit 'n rekord. Toe Werner my gebel het, toe sê hy dink ook was nog nooit 300 gevang op 'n dag in 'n kompeterende situasie soos daai waar ons 150 gram weeg nie. Ja, ons sit net maar hierso met 'n handvol aand hierso. Eers het ek die tegniese difficulties en my pa sit daarso in die Natal Midlands sonder wifi, so hy's gekoppel op sy foon se data. So daar sy data is dalk 'n bietjie hier mis, daar mis, hak hier, hak daar. Maar hy was maar 'n groot storm vanmiddag en na dit dis die dinge nou maar net deur mekaar. So is wat dit is. Ja, ons het nou gepraat rondom die hoeveelheid vis wat Gideon nou maar gevang het en dis nou maar net ons dink dit behoort 'n rekord te wees. Gideon sê oom Werner sê ook dat dit behoort 'n rekord te wees. Hy sê hy dink so. Ja, so julle gaan nou môre aan. Ek sê daar's nog nooit nie. Daar was nog nooit daai tipe hoeveelhede vis gevang nie. Nie in die tyd wat dit daar 'n minimum gewig is nie. Daar was tye waar alle vis getel het. Toe die ouens by Klipdrift daai klein kurpertjies en goed gevang. Maar dit was sulke vissies, nê? So daai tyd ek kan nie daarvan praat nie, maar in die era van 150 gram minimum weet ek jou dit is nog nooit gedoen nie. Ja. Ag maar Gideon, jy gaan nou môre aand met oom Werner na die Four Anglers live record so free van die luisteraars wat nog nie dit gaan kyk nie, hulle kan dalk nog gaan kyk. Gideon gaan môre aand op dit wees. So dit sou nou al in verlede gewees het vir die tyd wat hierdie episode nou uitkom. Maar dan kan jy altyd net vir hom Gideon vir oom Werner dit vra. Ek is seker van hy het meer kontakte daarso om dit te check. Ek bedoel dis veral met 'n mini proewe, die rekordbeamptes, ek bedoel die rekords moet daar wees. Dis
Dis nie so Ja. moeilik om dit te check nie. Maar ek kan nie dink dat daar iemand is wat jou gaan touch vir 'n rukkie. Ja, soos Bloemhof nou Engel. Dit Weet jy nie wat gebeur volgende jaar nie. Ja. Mense weet ons vir 'n wyle is dit veilig. Dalk is jy van die juniors as dit nog so is teen die tyd wat die juniors dalk kom, want die juniors kan jy dalk nog 'n go gee want ek dink hulle is tent 'n bietjie fikser as wat die ou manne is. Ja. Ek dink as 18 daar Steven vir my pa gesê dat hy was opgewees en Steven as jy die eiendom verskil tussen jou en Steven vat en tussen jou en 'n 18-jarige vat, is dit maar dieselfde. So 18-jarige sou jou dalk 'n go vir jou money gegee het. Ja, ek moet sê ek het voor die SA's ook bietjie begin voorberei vir dit omdat ons weet het ons gaan so baie vis vang. Het ek maar bietjie gaan draf en het ek met die honde gaan stap. So ek het meeste dae 5 km ingekry, maak nie saak wat ek gedoen het nie. En ek het baie vis gevang. Ek vang baie vis oor die algemeen eintlik maar. So ek is maar 'n bietjie hengelfiks ook wat my help het en ek Bedoel jy gaan baie hengel of bedoel jy as jy by die dam is, vang jy altyd baie vis? Nee, ek vang nie altyd baie vis ek weet maar. Ek dink ek wil net ietsie hierso bylas dat ons het in een van die vorige episodes het ons vir Gideon gevra, wat sal hy sê is een van sy grootste geheime van om so konstant so goed te doen, as ek dit so kan stel. En sy antwoord was om net meer te hengel en om gereeld te hengel en soveel as moontlik by die dam uit te kom. Gideon, gee vir ons 'n rundown van jou volgende, nie vir jou verlede nie, vir die volgende 3 of 4 weke, jou hengelskedule. Laat die mense net kan sien, as jy praat van jy hengel, so jy kom nou net van hierdie SA's af, waar jy vir 7 dae gehengel het, waar jy 1000 vis gevang het in die SA's en die minis. Hoe lyk jou volgende paar weke? Rof. Die naweek wat kom moet ek 'n double elite hengel, om my team te hê om te qualify vir die finale. Die naweek daarna hengel ek Gauteng proewe. Dit is Vrydag en die Saterdag, daai Vrydag is 'n vakansiedag. Die naweek daarna hengel ons die ND Classic, wat ook die Saterdag en die Sondag is. En die naweek daarna hengel ons die Elite Finals wat die Vrydag, die Saterdag en die Sondag is. So vir die volgende 4 weke hengel ek ten minste 2 keer 'n naweek. En dis nie net 'n social nie, dis groot toernooie. Behalwe ek sal sê die Elite is seker die maklikste een van die lot. Ja, maar ek werk hard om my elite punte, my rankings op te bou. So dis 'n bietjie van daai proewe wat jy geslip het nou so ruk terug. As jy daai dag nie geslip het nie, kon jy nou maar dalk 'n bietjie laat geslaap het. Ja. Maar nou moet jy gaan fish. Ja, die provinsiale proewe. Ja, maar daar was 'n moeilike dag vir meeste van ons hengelaars. Meeste van ons goeie hengelaars het daai dag swaar gekry. Dit was net Ek sê dit wys jou net dat jy enige hengelaar kan van 'n hero tot 'n 0 gaan. Nie 'n 0 nie, jy het nie geblank nie, maar jy het 'n swak posisie gekry op 'n dag en dit gebeur. Dit gebeur met almal enige tyd. You never know when. Dis hy het teruggekom en hy het 1000 met gevang revenge. in 5 dae. So dis Ja, dat dit hom gekry het nie. Ek het toevallig na 'n hele podcast geluister van Charles Hammond en wat met hom gebeur het, wat met my gebeur het, is identies. Hy het die Saterdag by die meesters die Gauteng proewe gewen en die Sondag toe sy derde laaste in sy sone en dit het my presies afdek. Die Saterdag die Gauteng proewe gewen en die Sondag toe ek derde laaste in die sone. So nou dink jy hy gaan by die nasionale proewe van die meesters 300 vis vang? Hy kan, Charlie is 'n goeie hengelaar. Wanneer is hulle SA's dit? Nee, ek weet nie. Maar as hulle so same loop dan wonder mense of gaan hy dit ook kan doen. Maar ons het nou gepraat van Gideon, hy het vir ons daai videoetjie gemaak of net sy vrou het vir ons 'n video gemaak van daar toe hy het gevang het. Ek is dood nuuskierig om dit te sien. Ek het dit nog nie gesien nie. So ek gaan dit vir ons hierso insny. Ek hoop nou maar net hy stuur dit vir my, dan kan ek dit ook kyk. So ek gaan dit hierso insny, dan check ons gou, dan kan julle gesien. Dit gaan wel 'n 4 minute of so 'n minute video wees, maar dan kan julle nou ordentlik sien hoe hy dit gedoen het. Kom ons check graas op.
Okay, so daar kan julle nou sien hoe vinnig dit gebeur het. Ek het dit nog steeds nie gesien nie, so ek vat nou maar die woord. Gideon sê dat hy het in die video dat hy seker 5 of 6 vis gevang en ek bedoel as dit 'n 4 minute video is, dan kan 'n mens sien dat as jy daai tempo aanhou vir 8 ure, jy gaan 300 vis vang. So yes, dis fenomenaal. Ja, nee, dis wel. Sagtie as ek al so vinnig net kan verduidelik, nee, ietsie wat ek so 'n bietjie anders gedoen het, wat ek myself geleer het is een ding wat ek by die Vrystatertjies gesien het, is hulle sit glad nie hulle stok terug op die mikke as hulle aas op sit nie. So hulle voer is klaar reg. Ek het vir myself sulke golf size bolletjies klaar gebou, my voerhemmer. So jy trek jou stok onder jou arm in en dan ons het met springkies gehengel wat dit makliker maak om die voerballetjie op te sit. So dan druk jy daai voerballetjie letterlik 2 keer vas op daai spring en dan sit jy net 'n floaty belkoek en gooi hom weer. So dit spaar tyd. En dan die ander ding wat ek myself geleer het is ek het basically met 2 stokke op dieselfde kol gehengel, maar ek het nooit basically 2 stokke op die mik gehad nie. So die oomblik as ek hierheen gegooi het, terwyl hy nog in lig is, het ek daai nog gekap en dan het ek hierheen op daai mik gesit. So ek het heeltyd vir dieselfde boom gehengel, vir dieselfde kol. So oomblik as daai nog kap, dan stap ek net so 4 tree links om seker te maak ek trek om met die angle van die kol af as hy nou nog op die kol sou wees. En dan speel ek daai visie omdat dit maar klein visie rol om redelik vinnig na jou toe. So ek dink dis wat ek op een mik gehengel die hele tyd. Ek het basically 2 stok op die mik gehad, 7 uur toe ek begin het en 11:15 toe ek begin het ek 2 stok op die mik gehad. Vir die res, vir die ander 7 ure 58 minute het ek 1 stok op die mik gehad die hele tyd. En wat help is dat dit gee vir daai muscle memory dat jy die hele tyd van dieselfde mik af dieselfde ding dis oor en oor en oor en 300 keer dieselfde ding oor en oor doen. Ja, wel seker maar naby 400 na 500 keer want ek meen jy mis 'n paar ja. Mens vergeet baie keer mens dink nie altyd aan dit nie. Nog 'n wenk wat ek die luisteraars kan gee as jy so spoedkompetisie, weet jy gaan so 'n spoedkompetisie vang. Met die 10 pond lyn, veral as jy nou met die kleiner katrolletjies hengel, met die kleiner gereihengel en die nader hengel, maak ek my spoele nie so vol nie. Dan kry ek baie minder windknoop. Ek het letterlik in daai 400 gooie nie een keer my lyn uit afgegooi nie en ek nie een keer 'n knoop uitgegooi nie. Dit maak 'n groot verskil. Dink dit vir jouself as jy nou 'n knoop moet uitgooi of jy gooi 'n lyn af, jy moet oormeet. As jy kom ons sê maak nie saak hoe vinnig jy is, jy 3 minute uit die game uit. 3 minute is 3 tot 4 vis. As jy dit 2 keer doen, as jy kom ons sê baie naby aan 10 vis agter jou langs jou wat dit nie doen nie. So ek maak my katrolle basically seker 40 meter van vol af. So waar ek hom gewoonlik sou vol maak, 40 meter minder as dit sit ek op. En dan hengel ek met 'n bietjie dikker leaderlyn dat hy minder wear and tear kan optel. Want al hy gooie vry op 'n dag laat hy baie riffels in kry daai leader. 'n Dun leader kry dan baie van daai riffels in en dan die oomblik as jy bietjie slek in jou lyn het of jou ander lyn haak jou ander lyn, dan trek daai lyn bymekaar en jy het 'n kraaines daar en dis 2 of 3 minute van jou tyd daarmee heen. So mense moet maar die dinge maak dat jy so vinnig as moontlik is en so min as moontlik probleme deur die dag het. Want jy is al klaar moeg en geïrriteerd, want ek meen dit is nie lekker om so baie vis dit raak nie meer lekker om so baie vis te vang nie. En dan het jy nou nog goeie hengelaars in jou sone wat regtig ook goed hengel, dan ek meen daai pressure jy is geïrriteerd, jy is nie lus vir dit nie en dan nog daai pressure maak 'n mens dat 'n mens nou nog meer foute maak of nog langer vat om net 'n eenvoudige knoop in jou lyn uit te sorteer of so iets. So mense moet dit vir jouself streamline dat jou dinge reg is. Nog 'n ding wat vir my gehelp het, omdat ek die hele SA's deur op 45 meter goed gedoen het, het ek 'n spaarstok gehad wat laagklip is op 45 meter. So as ek 'n probleem sou hê, dan kan ek hom net vinnig gooi. Maar dis iets wat verander het nou in die laaste tyd vandat ek 'n junior was, want ek 'n junior was het ons almal met spaarstokke gehengel. Ek wil jy het gaan hengel. Kom ons sê jy het jou 2 10s, jou 10, 2 13s gehad en dan het jy at least 1 10 en 1 13 spaar gehad agter. Waar as jy as jy lyn afgegooi het, jy net agter toe gaan in die spaarstok gevat en gegooi. Klaar ingehaak, klaar ready to go. En ek weet dis iets wat lyk my vandag glad nie meer die ding is nie. Hulle change die spoel en hulle gaan aan. Meeste van ons het spaarstokke, maar jy het nie altyd 'n spaarstok wat daai job kan doen nie. Ek meen, hoeveel van ons het werklik 7 voet en 9 voet stokkies, 7 voet, 8 voet, 9 voet stokkies. Die meeste van ons het net 2. En om met 10 voet op 35 of 45 meter te gooi, is moontlik. Dis moontlik, maar
dit maak dit net moeiliker, jy overcast daai ding, want dis die ander ding wat ons gesien het wat by Bloemhof belangrik is, jy moet klein bolletjies aansit en jy moet nie 'n groot geraas maak as jy met die water gooi. Jy moet 'n geluid maak by die vis roep, maar die oomblik as jy 'n groot geraas maak, is daar neer plats. Asof hy vis bietjie uitskuif. Asof hy klomp klein visse skrik. So jy moet daai klein bolletjie mooi neersit elke keer. Maar as hy kleintjies skrik, dan bly hy grootes agter. Daar op baie kort afstand is daar nie baie groot vis nie. Ek moet sê ek het elke dag so 2-3 kg karp gevang wat basically amper mense uit die game uithaal, want ek meen jy ruk amper jou stok van jou stand af en jy vat te lank om 'n min te kry. En ek dink dis die ander groot ding wat my gehelp het. So ek het in die oggend 4 kg se voer aangemaak en bolletjies staan in braai, sommer so met 2 hande. Hierdie perfek. Ek wou nou net gevra het dat jy het gesê jy het die balletjies gedoen, so hoeveel voer het jy aangemaak? 4 kg in die eerste sessie. En dis die ander ding wat ek nou wou sê van julle wat sê van die ruil. Ek het groot gesig toe ons nou gehoor het ons moet ruil. Ek het nou gehoop hulle kan sê nee, moenie ruil nie. Ons kry hulle jammer of so iets. Maar toe ons nou hoor ons moet ruil, het ek nou redelik gesig. Toe dink ek maar mense moet dit eintlik tot jou voordeel gebruik. En ek het basically vars bolletjies, vars. Ja, ek het basically dieselfde tyd uitvat. Ja, ek het so vinnig as moontlik probeer skuif. Ek vat gewoonlik lank om te skuif. So ek het so vinnig as moontlik geskuif by die nuwe pen aangekom, weer 4 kg se voer aangemaak en weer, want jy hengel daai 4 kg se bolletjies uit in 4 ure. Jy hengel letterlik 1 kilogram voer in 'n uur uit. So toe het ek weer 4 kg se voer aangemaak en weer gou 4 kg se bolletjies gebrei. Dit is letterlik seker, ek het nou nie in my emmers, maar seker 4-5 liter van daai singemmertjies vol. So dit is 'n klomp bolletjies. So ja, dit het my ook gehelp. Maar dan elke keer vat jy daai bolletjie, hy's klaar die regte size, jy sit op jou spring. Hy's nie te groot nie, hy's nie te klein nie. Op die spring, ja, 2 flouties en jy gooi hom. Ja, ek dink hierdie episode van vanaand is nogals baie niche. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars wat nou vanaand se episode gaan luister. Iets eintlik hier gaan uitvat nie, want dit is so 'n unieke situasie waarin jy was. Dis baie fenomenaal dat jy so kon adapt het. Ek bedoel, dis nie dat daar enigiets was wat jou kon voorberei vir dit nie. Ek bedoel, as iemand vir jou sê jy gaan baie vis vang, dan dink jy okay, 100, 120, 150 vis. Ek bedoel, as iemand vir my gevra het, as iemand vir my gesê, luister, jy gaan baie vis vang, hoeveel vis? Dan sê ek so gesê 100. 100 vis is vir my baie vis. Dis moer baie. Ek persoonlik het nog nooit oor 100 vis in 'n dag gevang nie. So dis meer as wat my meeste ooit is. En as iemand vir my gesê het dis 300 vis, dan sou ek vir hulle gesê daar's nie eers amper 'n manier nie. So daar's niks wat jy kon voorberei nie. Ek dink die moontlikheid dat daar iemand is wat vanaand se episode gaan luister wat ooit 300 vis in 8 ure gaan vang. Ek dink nie daar gaan tentoon uit die 2000 of 3000 mense wat die ding kyk. Tentoon niemand weet wat dit ooit gaan kan doen nie. So dis 'n baie unieke situasie waarin jy is. Daar's 'n klomp wat dit gaan wil doen. Wat wens hulle kan dit doen. Ek weet nie, dit is goed om te sien hoe hy dit adapt en hoe hy dit redeneer. Ek bedoel, daar's ons baie ander tipe goed wat jy dit kan toepas op. Weet die Vrystaat Liga proewe is hierdie einde van die maand daar. So ek weet hulle is so baie inligting. Hulle het my al gebel en ge-WhatsApp. So ek gaan basically vir hulle sê kyk na die podcast of luister die podcast. Ja. Ek weet dat toe passe sy nou so 'n bietjie weggegaan het. Toe vra ek vir gaan hy weer offline. Ek vra kampanje ek kan pas sien. Kan pa ons hoor? Okay, dan net ja, dan gaan hy weer. Hy het net gewys reconnecting. So. Is nie fout nie. Maar toe pa die vorige keer na afgegaan het, toe vra ek sommer gou terwyl Spa gewag het vir Gideon hoe voel sy lyf. En nou sê nie as net eintlik die bone maar wat bietjie seer is. Maar Gideon wil net gou vir ons op net gesê wat het jy gesê van wat het jy met die stok gedoen? Waar jy tussen jou bene geknyp het? Ja, so basically ek hou altyd maar my stok in my hande en ek rol die voor. Maar naderhand mense rug so seer geraak. So ek het basically die stok soos in die ou manier also tussen my bene vasgedruk en na gestaan en so 'n bietjie gerol net omdat jou rug net bietjie ontspanning te release. En dan as ons geriep buite het ons nie ons stok op die stand teruggesit nie. Ons het met hom in die hand gestaan. So gesê. Maar as jy hom heeltyd so vasdruk in die hand, dan hierdie spier kan jy voel knyp ook maar 'n bietjie vas. So dan het ek hom elke keer met strop gerol dat hy so tussen my laaste en my tweede laaste oogie is.
of kom ons sê die eerste oogie van die katrol, die eerste en die tweede oogie van die katrol af was. Dan het ek hom sommer hier langs my op die grond neergesit, dan kon ek hom rustig net vasgehou het, 'n bolletjie gelaai het, 2 floutjies en hom gegooi het. So ja, dis basically wat ek gedoen het. Net om my rug bietjie daai net te relax, want dit was maar wat die seerste was. Van die dae vir mense nie te ver ingestap het na jou net en van die dae ons het sommer met die SA's van die penne was sommer in die water, so jy net was hier by jou. So dan mense nie so ver ingestap. So my bene en my kom sê my fisiese arms en agters is nie so moeg, is net my rug en ek weet soos Elsie en van die ander ons waarmee ek gepraat het ook het gesê hulle rug is die seerste. So my pa het wel vir my gesê dat jy het op die laaste dag het jy daai andershuisvisie sommer teruggegooi. Ja, ek het die laaste sessie toe rol ek seker 3, want toe is my net ver in die water en omdat daai water so warm word, moet jy net ver in die water sit dat daai visse se kans het om te oorleef. En as jy sien op die video, my net was seker 10, 15 tree in die water. So dit vat lank om na daai net toe te loop, die vis te skep, aftak en net te sit. Ek meen as dit so kirpertjie is, daai ding is nie eens dis 'n punt. Ek maar weegvis 10 punte, 10 of 15 punte is. So ek het basically 2 of 3 van ons sommer tot hier by my gerol. Ek het net hier by my skep om pak hom af gewoon terug in die dam. Ek het net gevoel dit spaar my meer tyd as dit jy inloop om gaan skep en net sit en dan kry jy 1 punt vir daai vis. So hy dadelik sommer net hier kan 'n gou bolletjie gooi en jy skiet hom weer. Jy vang dadelik daai vis byt so vinnig. Ek meen die ander vis het actually al vasgebyt. As op jy kan nie net in die water emmertjie sit en as jy net jy volgende vis vat net om net gesit, maar jy mag nie gooi. Jy mag nie 'n sok gooi. Sê vir Gideon en julle moes vis skep. Ons moes elke vis skep oom. Dis wat dit ook nog ons bietjie moeilik gemaak het. Ons het op die oefenaar nie vis geskep nie. Ons het hulle geswing want in die SA reël sê jy kan hom swing, maar dit moet een beweging wees. Maar ja, toe met die captain's meeting toe sê hulle die probleem is mens weet nooit wanneer is jou vis onder beheer nie, want een beweging moet jou vis onder beheer wees. So dan daar's maar 'n bietjie 'n grey area daar. Toe hulle gesê nee, ons moet die vis skep. En dit maak dit bietjie moeilik vir alles jy meeste twee hoeke engel, jou een hoek is geneig om so nou en dan net te haak. Man, Gideon sê vir my, so kan jy nie die vis bring tot hier by jou lyn vat en hom net in die net intel nie? Nee, hulle het maar gesê omdat daar 'n bietjie 'n grys area daar is en hulle wil maar vermy dat die mense beklei en sulke goeters en dispute insit en bekleierery en so aan. Hulle gesê skep elke vis. En ons almal het maar dit. So jy moet die skep net in jou hand hê. Ja, ek sal so dink. Ek weet nou nie presies wat sê die reël hoe moet jy skep nie. So jy moet die skep net in jou hand hê. Ek het 'n paar van my visse geskep dat basically die vis raak nie net maar hy lê nie plat in die net en spartel nie. So hy is in die net raak om hy ondersteun hom, maar hy lê nie plat in die net en spartel nie. Maar jy kry daai karpies om skep en spring hy in jou hoeke hak en is dit 'n mekaar storie. Ons het daai een SA's het ons toe ons aan die sloep was het ons so 'n stand gehad waar jy sit 'n pennetjie in die water en jy laat hang jou skep net en hulle het ook daai tyd vir ons gesê jy moet hom skep. So dan het jy jou skep net wat hy net bo die water is, hy speel jou vis aan, woep, jy tap hom net so in die net in en dan kry jy hom in die net. So ons het dit gedoen en ons het ook daar so 'n klomp, maar dit is daai ander size waar ons het 2, 3, 4 emmers of 2, 3 emmers ander size vis gehad. Ander size visies gehad. So dis daai klein en dit was klein muddies en grasies en goed, so jy het letterlik jy het nie nodig om met 'n skep nie, want daai visie gaan nie afkom nie. Die hoek is so groot as die visie se bek. So dis jy het letterlik gespeel tot die vinnig gedoen, so woep, haal jy maar in die net gooi. In die net. Maar ons het nie fisies die Gideon sê vir was daar met die SA's en die minis enige iewerste groot babers wat toe nou uitgekom het of het niemand dit geteken nie? Daar is groot babers wat uitgekom het, maar baie min mense het dit geteken. So ek dink meeste van die groot babers wat gevang is maar op 'n karpstrop gevang. Daar is van die ouens wat groter karpe geteken het, maar ons het daai punte gaan uitwerk en ek dink nie dis moontlik om met daai groot karpe.
daai te wen nie. En dan die ander ding is, ek dink hierdie weer was so reg om die hele dag babers te vang. Daar was gedeeltes van die dag wat 'n mens babers kon vang, maar daar was groot gedeeltes van meeste van die dae wat dit relatief windstil was en dit was sonskyn, so dat die babers sou nie so aktief gebyt het. As jy al vang jy 15 kg baber, daai baber gaan jou 10 minute besig hou. Nee, 10 minute gaan jy Nee, meer. Op die tweede dag, op die tweede dag van die SA's toe te hou in my sone 10 kg baber gevang en dit het hom omtrent, kom ons sê 15 na 20 minute gevat om hom uit te haal. En daai tyd het ek 15 na 20 vis gevang. So net ek het letterlik 20 of 30 of 40 punte klap om gemaak op baie een baber wat hy gevang het. Maar ek was sommer net nuuskierig om te hoor. Ek dink daar's 'n bietjie van 'n delay tussen ons en my pa. Dit hoef my so lyk. Maar ons het nou met die podcast het ons nou so 'n bietjie rigting verander, Gideon. Ek weet nie of ons het nou vandag die episode met Neville voort uitgesit waar ons nou 'n dam analiseer, waar ons 'n venue vat en dan analiseer ons nou maar die venue. Want mense kan ook net vir so lank gesels rondom tegniek en die kant en daai kant. Ons nou vir hierdie episode het verander as gevolg vir die feit dat ons so verskriklik graag met jou gesels het rondom hierdie hoeveelheid vis wat jy gevang het en ek dink is 'n fenominale prestasie wat dit was. So ek dink dit is goed dat ons daar praat. Maar julle het by Bloemhof gehengel, so ek dink as ons net vinnig 'n overview kan gooi oor Bloemhof. Ek dink nou nie ons moet te veel in diepte ingaan nie, maar ek dink dat ons kan dalk net gou deurgaan. Jy het vroeër vanaand het julle vir my gou gewys hoe lyk die oewer wat is waar, laat ek net min of meer 'n idee het. Maar ek dink is ook 'n goeie idee dat ons dit gaan doen met die mense dat hulle dit ook kan sien vir die wat nie weet nie. So ek gaan dit daarso sit. Gideon, ek gaan vir jou gee. Wil jy nie vir ons bietjie deur hardloop nie? Kom ek gaan inzoom tot hier op die brug, dan kan jy vir my sê moet ek opgaan, afgaan, links gaan, regs gaan, ingaan, uitgaan. Jy sê vir my en ek doen dit. OK. Sakkie so hier aan ons regterkant. Hierdie lang dun stuk water wat hier loop wat amper so 'n rivier lyk. Dit is die sloep. Dit is waar meeste toernooie. Jy net mooi kan sien, dis 'n groot gedeelte van die dam se hierdie brug dan. Ja. Daar's sy. Dis die sloep, dis waar meeste van die groot toernooie gehengel word. Omdat hy 'n lekker kort grondpad het en hy's maklik toeganklik uit die dorp. En soos julle kan sien, ons hengel hom nou wel aan die oorkant. Daar was Sakkie se meises daar aan die oorkant. Hy's 'n lekker reguit oewer. So ons almal kan lekker langs mekaar sit. Dis 'n relatiewe regverdige oewer. Dis nie dat jy nou kom ons sê in vlak water sit en aanhou sit in diep water nie. Die zones daar is baie regverdig. So dit is een van my gunsteling oewers in Bloemhof. Daai gedeelte waar Sakkie nou op zoom daar, dit is waar ons nasionale proewe was, hier dieper in die sloep. Dis waar die C-afdeling gesit het met hulle SA's. En dan ons SA's was bietjie dieper dam se kant toe. Daar by daai pad af was omtrent, as ek reg onthou, omtrent in die middel gewees. So ons het so 2 of 3 zones water diep dam se kant toe gehad en 2 of 3 zones sloep se kant toe gehad. So ja, dis die oewer wat hulle meeste van die tyd gebruik. In Bloemhof. Die ander oewer is verlatingskraal, soos Sakkie vir ons bietjie uitzoom. Dis basically van die brug af kan 'n mens hom volg. Daai eerste gedeelte is Volstruisbaai. Daar hou hulle ook partykeer kompetisies. Maar ja, Volstruisbaai is 'n relatiewe vlak oewer, so hengel nie altyd so lekker of so maklik nie. Maar ja, so mense my pa altyd gesê het van Volstruis is dat as jy haar kan loop het tot daar. Dis altyd dis die enigste voordeel. Dis die enigste voordeel is jy kan regtig jy kan loop tot daar. My pa love it. Dis een van my pa se gunsteling oewers. Ja, ek moet sê ek het ook nie probleme. Ek het nou wel baie lank klas al gehengel, maar ek het ook nie probleme gehad met Volstruisbaai oor die algemeen nie. Hy's maar baie vlak. So as daar vinnige weersverandering of iets is, dan is hy vis geneig om bietjie moeilik te wees en bietjie te skatter. So jy vat langer om hy vis terug op jou kol te kry of terug in die hengel area te kry. So dis die enigste ding wat ek nou kan dink. Dan basically langsom daar af is verlatingskraal. Omtrent daai area wat jy daar het, ja.
Ons soek nog nie daai oud huisies, maar ons kry nie oud huisies hier op hierdie map nie. Ja, gewoon as mense nou gaan ver zoom en mooi soek, sal mense dit nou kry. Daar's hulle. Dis hulle. Ja, so basically kan 'n mens links en regs van hulle hang. En Vlaatenskral is 'n massiewe oewer. So mense kan letterlik 2 of 3 SA's, mense kan 'n A-afdeling, B-afdeling en 'n C-afdeling haal. So groot is hy. Die groot probleem van Vlaatenskral is sy grondpad. Dit het seker 'n 10-15 km teerpad uit die dorp uit wat jy moet ry en dan sit nog 'n 10-15 km grondpad. Jy kan daar's 2 grondpaaie, maar altyd daai grondpaaie is regtig in 'n baie slegte kondisie. So dit is 'n missie om uit te kom. Baie stof, erge sinkplate en groot gate in die grondpad. So dis kom ons SA sou eintlik by Vlaatenskral gewees het, maar toe sy skuif sloop toe. Maar ja, Sakkie, jy kan nog aangaan. Daar's nog gedeeltes van Vlaatenskral daai kant toe. Ons het gesê dat ons daai plek waar ek my pa eendag vasgeval het. Ja, aan die kant daai sloop. En as jy weer zoom op daai boom, zoom weer in daar. Daai boom. Is die enetjie hierso. Ja. So dis waar ons Safhof toer na laas jaar September was. Daar is ook 'n relatiewe vlak oor, so daar moet mense ook redelik diep hengel. En dan so skuins oorkant om, sit dan bamboespruit. Hier by daai bome se kant. Daar. So jy wakker nou gedoen. Ja. Sorry man. Daar by daai bome, daar sit bamboespruit en dis waar die dames SA's was en dis waar Dwayne hulle gefish het met die president afdeling. Is dit hierso? Ook 'n baie lekker oewer. Ja, ook 'n baie lekker oewer, maar net nog verder om te ry. Ek wou net sê dis nog verder om te ry. Dis 'n goeie waar het hulle gebly? Het hulle ook in die dorp gebly? Ja. Yes, want dis 'n goeie wat 40-50 minute se ry soontoe. Ja, dis 'n rowwe ry. Dit is nie speletjies nie. En dan nou as jy nou hierdie kant is, dan jy ook nog wat is hierdie kant? Die Sandveld, né? Nee? Ja. Sandvelde, ja. So jy kan die Sandvelde. Paulus is ons ook eendag 1 jaar was. Korrek. Ook 'n baie lekker oewer. Bedoelende ek praat nie noodwendig van visvang nie, maar die fisiese oewer is nee, die hengelop. Hierdie sand. Is dit hierso waar hulle daai video geneem het van die vlakvark wat so geswem het? Ek dink paar het vir my gestuur. Het paar het gesien waar die vlakvark so uit die dam uitkom. Sakkie dit kan daar wees of by Volstruisbaai se kant. Ja. Want ek het gesien dit was so tussen die mense wat kamp deur waar daai vark deur gehengel het. Ja, en is op die sand, daai sagte sand. So dit is wat my laat dink dat dit is sandveld. Sien jy nie oorkant van die brug is ook bietjie sand. Ja, ek weet Volstruis want hier sot ek is as gehengel, maar ek sien dit die video wat ek gesien het. Op Volstruis is daai sand vir my baie harder. As hierdie kant is dit vir my regtig daai tipiese seesand waar dit dis los. Ag dit al hang ook maar af van die vlak van die dam. Ja. Ag maar ek dink is 'n goeie breakdown van Bloemhof. Vir die van julle wat nou al lank die podcast kyk, ek het 'n baie interessante storie wat net hier gebeur het. Bietjie meer regs. Daar rond. Net hier gebeur het. Het ons so storie gehad van toe ek bietjie jonger was, het ons baie jonger was, het ons op 'n persoon se liggaam afgekom. Maar wat hoe kan mense dit op YouTube se bewoording sê sonder dat hulle dink dat ons praat oor verkeerde goed, maar hy was nie vreeslik lewendig nie. Ja, hy is 'n liggaam wat van 'n persoon wat definitief 'n lang hele ruk voor dit seker verdrink het bo. Ja, hy het sekerlik verdrink bo. Hy het in die rivier geval want ou kon sien sy broek se pype was opgerol. So hy het deur die water geloop en seker geglim. Hy het mooi skoene aangehad. Maar hy skoene was seker glad en op die klippe gegly en geval en sy kop gestamp en daar uitgespoel. En ons moes daai dag maar noodgedwonge die polisie bel en sê hoor hierso dit is wat hy is. En maar Gideon daai oggend nou dit was toe ons nog met Eland gehengel het. Klapkompetisie nou met Eland kon jy ons gaan sit het waar jy wil. Jy trek 'n nommer van wanneer jy ry en dan kry jy net maar besluit waar jy wil gaan sit. Daar was nie penne of enigiets so dit nie. En oude gewoonte ry ons altyd so die oeverlyn om te kyk waar ons wil gaan sit en
ek sit voor saam met my pa en ons ry en ek sê vir my pa, daar's 'n ons ry. Ek sê vir my pa, daar's 'n bla bla bla. Hy sê nee man, kak man. Ek sê vir hom, dis nee. En soos ek in die spieël kyk, sien jy daai uit sy arm. So ja, ek het daai dag het ek nie vreeslik goed gevoel nie. Obviously as 'n jong laaitie wat dit gesien het, het ek so effens aan die naarkant gevoel. Toe die jakkals en goed al bietjie hulle deel gehad en die voels dat hier op sy arm lyk dit soos 'n biltongstroke wat hier lê. Ja, kyk, ons is nie te erg gehou. Ek wil nie te veel in die maar ons ek kan vir jou sê Gideon, ons het daai dag van die grootste sakke vis. Ek kan nie gewig onthou nie, maar van die grootste sakke in my lewe gevang. Is julle daar, hoor julle my? Ek weet nie hoe lank ons hierdie episode al gerekord het nie. Ons het nou al soveel keer gerekord en opgerekord. My pa se internet is regtig net nie op standaard soos ons dit gewoonlik het nie. Maar ek dink ons het die meeste van die topics wat ons graag wou aangeraak het ons aangeraak. Gideon, dit was ons sommer gesels het rondom jou prestasies en goed soos dit. Weer eens van die podcast se kant af en van Original Mooties af, wil ons net vir jou sê well done. Dis regtig 'n prestasie wat ek dink vir jare lank op mense se lippe gaan wees. Ek is trots om te sê dat ons is deel van dieselfde span. Ek praat nou namens my pa dat ek weet hy is moeë so trots om te weet dat jy is in ons span en dat ons hierdie paadjie saam stap. So ek wil vir jou van ons kant af sê well done, baie geluk. En ons hoop dis die begin van groot dinge vir jou. Dankie Sakkie, dankie Barry. Dis my lekker om deel van die familie te wees en lekker om 'n original brand te hengel. En ek is bly ek kan presteer en ander goed doen daar. So dis my voorreg om daar te hengel en goed te doen en dis my baie lekker. Daar's glad nie politiek in ons hengelkring nie. Ons hengel lekker en ek meen ons gaan oop dam toe en ja, ons gesels net so lekker. So ja, nee, dis my regtig 'n voorreg en vir my baie lekker om deel van die original familie te wees. Dankie. Maar dankie dat jy ook dit met ons deel. Ek weet daar's 'n klomp ouens wat dalk so teruggehou het met dit, maar ek bedoel jy het oop kaarte met ons gespeel oor wat jy gedoen het op hierdie SA's en ek dink die luisteraars by die huis weet nie hoeveel mense gaan ietsie geleer kry jy het nie, maar ek is seker van dit was 'n interessante ding om te luister. Ek wil vir Paak dankie sê, Paak nou die moeite wel gedoen om ons het 'n episode gereël met Richard Becker. So Richard Becker het die mikrofoon en die goed soos dit. So ons sal volgende week met Richard episode doen, maar ons het toe nou maar vir hom gesê, ekskuus vir Richard. We're gonna postpone it with 1 week. Ons wil net gou 'n episode doen met Gideon, terwyl dit nog lekker vars is in 'n mense geheue en goed so dit. So ek wil vir Paak dankie sê dat Paak daai kant vir ons die arrangements gemaak het. Dankie Sakkie, ja nee, dit was 'n plesier. Alright, so ek neem aan my pa dankie gesê. So ek gaan vir julle sê, julle kan vir volgende week weer inskakel, selfde tyd, Woensdag 12:00 lunchtyd met oom Richard Becker. Gideon, wil weer eens baie dankie sê vir die luisteraars wat geluister het tot nou toe. Cheers, sien julle volgende week.